Die Bybel leer ons duidelik oor die tyd van Jesus se wederkoms. Leer hierdie les van die vyeboom. Sodra sy takke begin sag word en blare uitstoot, weet julle dat die somer naby is. So moet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat dit naby is, voor die deur. Toe Jesus se disippels hom 2000 jaar gelede gevra het oor die Here se koms, se wederkoms, het hy vir hulle gesê om die les uit die vyeboom te leer. Die rede waarom ons aandag moet gee aan die gelykenis van die vyeboom, is dat die bot van die vyeboom die tyd van Jesus se wederkoms verteenwoordig. Dan, wat verteenwoordig die vyeboom spesifiek en wanneer is die tyd dat sy takkie sag sal word en sy blare uitkom? Die vyeboom word algemeen in die nasie Israel gesien. Die Israeliete het vroeër onder die vyeboom gerus. Hulle sou die vrugte eet, het sy vars of gedroog en selfs brood gebak. Dit is hoe bekend die vyeboom aan die Israeliete was. Jesus het 'n gelykenis gegee deur die vyeboom te gebruik wat algemeen in die nasie Israel gesien word. Iemand het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Hy het vrugte daaraan gaan soek en niks gevind nie. Kyk, dis al 3 jaar wat ek vrugte aan hierdie vyeboom kom soek en niks kry nie. Kap dit uit. Waarom moet dit die grond langer uitput? Meneer, laat dit nog hierdie jaar bly staan. En as dit dan volgende jaar vrugte dra, goed. Maar as dit nie gebeur nie, kan u dit uitkap. Die vyeboom moes afgekap word, omdat sy eienaar vir 3 jaar geen vrugte daaraan kon kry nie. Wat stel hierdie vyeboom voor? So sê die Here, die God van Israel, soos met hierdie goeie vye. So sal ek die ballinge van Juda, wat ek uit hierdie plek weggestuur het na die land van die Galdeërs, as goed beskou. Volgens die Bybel staan die vyeboom vir die volk Israel en die man in die gelykenis wat vrugte soek, verteenwoordig Jesus. In werklikheid is Jesus op die ouderdom van 30 gedoop en het hy vir 3 jaar die evangelie van die nuwe verbond verkondig. Maar hy is verwerp en het selfs aan die kruis gelei. Die vyeboom wat afgekap moes word omdat hy vir 3 jaar nie vrugte gedra het nie, was 'n profesie oor die vernietiging van die nasie Israel omdat hulle Jesus verwerp het. Deur die woorde van Jesus is die nasie Israel vervloek soos die vyeboom wat verdor het. In 70 na Christus het die beleg op Jerusalem begin. Titus, seun van keiser Vespasianus, het Jerusalem beleer met sy leer van 14 legioene. Die tempels, die stadsmure, die hele stad is afgebrand en net vuil oorgebly. 1.100.000 het gesterf, 97.000 is as gevangenes geneem. In 70 na Christus, na die inval van Rome, het die mense van Israel swerwers van die wêreld geword sonder 'n eie land.
Die volk Israel het die verdorde vyeboom geword, net soos Jesus geprofeteer het. Omdat hulle as die moordenaars van Jesus bestempel is die volk Israel deur ander nasies gediskrimineer en onderdruk. Hulle het selfs die slagting van 6 miljoen Jode tydens die Tweede Wêreldoorlog deur die nasies beleef. Hulle sal val deur die skerpte van die swaard en as gevangenes na al die nasies weggevoer word. En Jerusalem sal deur die nasies vertrap word, totdat die bestemde tyd van die nasies vervul is. Dit was ook in ooreenstemming met die profesie van Jesus. Maar op 14 Mei 1948. Die onafhanklikheidsverklaring het oor die hele wêreld geskreeu. Deur die Verenigde Nasies resolusie is verklaar dat ons 'n land van ons eie stig en dit Israel noem. Die Jode wat vir 1900 jaar om die wêreld rondgedwaal het na Palestina teruggekeer en die nasie Israel hervestig. Om na 1900 jaar na hul vaderland terug te keer, was 'n wonderwerk wat in geen land of selfs in die hele menslike geskiedenis gevind kan word nie. Wat is dan die wonderlike voorsienigheid van God binne die geskiedenis van Israel se onafhanklikheid? Leer hierdie les van die vyeboom. Sodra sy takke begin sag word en blare uitstoot, weet julle dat die somer naby is. So moet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat dit naby is, voor die deur. Die tyd wanneer die takkies van die vyeboom sag word en sy blare uitkom. Dit was 1948, toe die nasie Israel wat as die vyeboom beskryf word, sy onafhanklikheid verkry het. Die wederkoms Christus het reeds gekom en het aan die deur van ons harte geklop. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Maar wanneer hy kom, sal hy julle in die volle waarheid lei. Hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik omdat hy dit wat hy van my sal ontvang aan julle bekend sal maak.
Die wederkoms Jesus, wat in 1948 sou verskyn, moet die nuwe verbond wat hy by sy eerste koms verkondig en beoefen het, terugbring. Wie is hy? Hy was die een wat op die ouderdom van 30 in 1948 gedoop is en sy evangelielewe as die geestelike koning van Israel begin het. Hy is die wederkoms Christus aansang hom. Christus aansang hom het die waarheid wat in pyn gelê het, herstel, die kerk van God gestig en die fondament van die lewenspad vir die hele mensdom gebou.